Hartlike goeienaand. Beloveds, wat 'n voorreg weer eens vanaand om u te groet. Ek is dankbaar vir die Here vir hierdie geleentheid. Altyd hier om op hierdie platform die naam van die Here groot te maak. Verskoon. Amen. Daar sê die beligting nou bietjie beter. Liewe dierbare vriende, ek weet u het 'n geseënde dag gehad. Ek glo dat die Here julle tot nou toe nog dra. Ons maak gereed om te gaan slaap. Ek het vir my 'n koppie koffie gemaak. Ek kan nie hierdie dag afsluit voordat ek nie iemand bemoedig het nie, voordat ek iemand aangespoor het nie. Weet jy, ek het in verlede week, dink ek, het ek gesê, as die vyand val jou aan na mate die diepte wat jy in Christus soek. En ja, ek kan nog getuig daarvan vanaf laasweek tot en met vandag. Amen. Was die vyand hewig op die aanval, maar die Here kry die eer. Ek wil dankie sê vir hulle wie my kon waarsku en selfs hulle wie my gehelp het. Justin, baie dankie vir die hulp wat hy my gegee het om my blad te secure. Amen. Vyand is sleg. Vyand probeer alles om hierdie platform te stop. Maar die Here kry die lof en die eer en die aanbidding. You don't have to worry. God will always be glorified. Amen. I'm so privileged, very privileged, to use this platform to glorify God. I don't speak about your church. I don't speak about you as a person. My assignment here is to encourage you and to convince you that Jesus is the answer. Amen. You cannot look for an answer if you haven't tried Jesus. Jy kan nie vir genesing gaan soek en jy het nog nie die Here geprobeer nie. Amen. Ons is in elk geval in hierdie heilige week waarin ons die kruisiging van Jesus gaan herdenk. Kerke is besig om gereed te maak vir konferensie. Want ek mis selfs daardie tye waarin jy vir die hele week voorbereiding tref, want vanaf Vrydag kom die takke bymekaar en dan het ons die hele naweek konferensies gehad. Prys die Here. En dit was 'n vol program heel naweek. Baie lekker tye gehad. Prys die Here. En so het tye gekom en tye het gegaan. Maar daar's nog steeds mense wat gereed maak vir hierdie naweek konferensies. Amen. Dit gaan nie soseer oor die mense wat by mekaar uitkom nie, maar dit gaan oor die herdenking. Dis 'n tyd wat geskiedkundig is in die kerkgemeenskap se kalender en ons dank God. Hy kon nie 'n beter tyd, 'n beter persoon en 'n beter dag uitgekies het om deur hierdie proses van die kruisiging te gaan nie. Die afgelope naweek het ons, afgelope Sondag, meer spesifiek, het ons hierdie Pas of Palm Sondag gehad. Amen. Dit was die tyd waarin Jesus met
op 'n donkie by Jerusalem ingekom het, en ons kry daai teksgedeelte in Johannes 12, vanaf die 12de vers. Daar lees ons hoe Jesus op die rug van 'n donkie by Jerusalem inkom en hoe die mense vir hom gesê het. Maar om hierdie teksgedeelte beter te verstaan, het hy al reeds 'n aanloop gehad hoe die vyand, die Joodse raad, probeer het om Jesus dood te maak. Hulle het net nie geweet hoe hulle dit gaan regkry om 'n klag teen hom te kry wat geskik genoeg is om die doodstraf te gee nie. Hier in Johannes 11 maak Jesus vir Lazarus wakker. Lazarus kom uit die graf uit na 4 dae. Prys die Here. Lazarus se suster, ons gaan aan met hierdie teksgedeelte. Ek probeer die aanloop na hierdie gebeurte in Jerusalem gou vir julle deur te gee. Lazarus se suster, Maria, salf die hoof van Jesus met nardesolie. Die disippels is ongelukkig want dit is 'n duur olie. Maar Jesus stop hulle en sê vir hulle, luister hier. Julle is al die pad saam met my, maar julle het nog nooit gedink om hierdie tipe handeling te doen nie. Hierdie vrou is besig om my gereed te kry vir my dood, vir my sterfte, vir die kruisiging. Amen. Halleluja. En tussentyde van hierdie gebeurtenis is die Joodse raad ongelukkig. En hulle sê vir mekaar, ons moet sommer vir Lazarus ook doodmaak. Maar die Here is die Here. Die God wat ons dien, bly getrou. En terwyl Jesus op die rug van 'n donkie in Jerusalem inkom, is dit dieselfde mense wie gesien het hoe Jesus vir Lazarus wakker maak. Dieselfde mense wie gesien het hoe Jesus mense gesond maak. Dieselfde mense wat gesien het hoe Jesus dowes laat hoor. Dis die mense wie dan nou palmtakke voor Jesus uitgooi. Prys die naam van die Here. Halleluja. Baie gepaste gedeelte. Mense sal dit nooit verstaan. Hoekom hierdie gebeurtenis moes plaasvind nie. Mense sal altyd vra. Hoekom was dit nodig vir Jesus om te sterwe? En anders, ateïste sal weer hierdie stelling maak, daar was nooit 'n kruisiging gewees nie. Of sommige sal sê, daar was nooit 'n opstanding gewees nie. Maar sal Jesus dan nou iets sê en dit nie doen nie? Sal hy iets beloof en dit nie waar maak nie? Prys die naam van die Here. Hierdie gebeurtenis word daar reeds hier in Jesaja 53 deur Jesaja geprofeteer. Amen. Wanneer Jesaja dit so noem, en ek wil dit vir julle lees, wie glo of wie het geglo wat aan ons verkondig is? Daar is mense wat twyfel. Daar is mense wat nie glo dat hierdie gebeurtenis wel plaasgevind het nie. Dis waarom Jesaja
dit hier neerpen en sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die een of die arm van die Here geopenbaar? En hy gaan verder wanneer hy sê, hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespreid en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie. Hulle vertaal as hy aanskou nie. En geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Met ander woorde, the Passion of the Christ beskryf nie die hele waarheid soos wat dit plaasgevind het nie. Nee wat, daar is nie 'n beskrywing naaste by soos wat Jesus gelyk het nie. Wie weet jy wat? Hierdie beskrywing in Jesaja word honderde jare voor sy kruisiging word dit deurgegee. Dat Jesaja sê dat hy geen gestalte gehad, met ander woorde, sy gesig was vermink. Hy was onherkenbaar, my liewe vriende, was hy gemartel. Hy het geen gestalte gehad nie. Mense hom nie herken het dat hy Jesus was nie. Baard was uit sy gesig uitgeruk. Hy was geslaan met stokke. Hy was gemartel, gespieg, hy was verneder vir hierdie kos, sodat ek en jy verlossing, bevryding, kon kry. Halleluja. My God. Jesaja gaan verder en hy sê die volgende, hy was verag en deur die mense verlaat. Weet jy wat? Terwyl ek hierdie gedeelte lees, kom het by my hierdie mense wie die palmtakke in Johannes 12 voor Jesus uitgooi, was die einste mens op die einde van die dag, wie geskreeu het, gee vir ons Barnabas, wie 'n moordenaar was, nie 'n goeie mens gewees het nie. Hy was skuldig aan sy oortreding. Halleluja. En gee vir ons Jesus. Of nee, hulle gee vir ons Barnabas en kruisig Jesus, wie geen skuld gehad het nie, wie nie geoortree het nie, wie niemand seer gemaak het nie. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen uit die godheid van sy hart en om sy Vader in die hemel te verheerlik. Prys die naam verskoon. Jesaja profeteer hier. Hy sê hier, Jesus, hy het geen gestalte gehad nie. Halleluja. Hoor wat sê hy verder. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Weet jy, halleluja. Dit laat my dink, my liewe vriende, selfs in vandag se lewe, hoe ons, jy weet, nie gehoor gee aan die stem van die Here. Dit is so baie goed gebeur saam met ons. Maar ons kom nooit by die slotsom om te dink dat vir al hierdie goed wat met ons gebeur, was daar reeds 'n prys betaal voor nie. Jesus het nie omgedraai nie.
Hy het die halfpad geloop nie. Hy het eind uit het hy hierdie prys betaal. Halleluja. Dink nou daaraan. Weet jy, Jesus was so gemartel, het geen gestalte gehad, sê die woord. Boonop kom die vyand en druk 'n doringkroon op sy hoof af. Hierdie doringkroon het hulle deur sy vlees gedruk, dat die bloed uit sy hoof uitgekom het. Die bloedstraal het van sy gesig afgekom. Hey, hy was gemartel for the greater cause, sodat ons verlossing kon kry van ons sondige natuur. Hoor wat sê Jesaja, nogtans het hy ons krankhede, hoor hierso, nogtans, ongeag dit wat hy deurmaak, ongeag dit wat hy deurgemaak het, ongeag die vervloeking, ongeag die marteling en die woorde wat gegooi was na hom, nogtans het hy ons krankhede, maak nie saak wat 'n tipe siekte jy gehad het of het nie, hy het ons krankhede, het hy op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hoor wat sê hy verder. Hierdie gedeelte, Jesaja profeteer 'n waarheid. Hy sê die volgende, maar hy was ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid, my liewe vriende, is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, hoor hierso, en deur sy wonde, en deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Amen. Almal sê, het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Liewe vriende, wat verstaan u onder hierdie gedeelte? Kom ek sê vir u, wat moet u verstaan? Dat vir elke sonde in hierdie wêreld, noem dit groot of klein, was hierdie prys klaar betaal. Vir elke siekte, noem dit minder belangrik of ernstige siektes. Siektes wat jou dood sou maak. Vir daardie siektes, my liewe vriende, het Jesus hierdie prys betaal. Jou finansiële toestand, dit mag te betreurenswaardig lyk. En miskien het jy nie die rykdom nie. Die Here het daarvoor reeds betaal. Want hy sal voorsien aan elke behoefte volgens die rykdom van sy genade. Halleluja. Luister, miskien is daar iemand wat nog twyfel. Kom ek bring jou nader. Luister hier, vir hierdie siek of hierdie sonde, wetend of onwetend, jy dra miskien nie eens meer kennis daarvan nie. Halleluja, vir daardie sondes, my liewe vriende,
het die Here hierdie prys betaal. My God, kom op, vat hier nog daar. Geen mens het dan nou die reg om wanneer God die prys betaal het, weer eens 'n prys op jou hoof te plaas nie. Because by his stripes, hey, we are healed. Hallelujah. Deur sy wonde het ons verlossing gekry. Deur sy wonde, my liewe vriende, is ons finansies beredder. Deur sy wonde is huwelik herstel. Deur sy wonde is stuk verslaafdes bevry. Daar is niks onder hierdie son waarvoor hierdie God die betaal het nie. Maak nie saak wat dit is nie. Halleluja. Hierdie oploop, die opmars na sy kruisiging, was nie 'n maklike opmars nie. Weet jy, dit moes vir hom, jy weet, moeilik gewees het, en dit is in my eie woorde, om te aanskou hoe mense wie bietjie dag terug palmtakke op die grond gegooi het vol en gesê het, hier kom die Messias, die koning van die konings. Hulle het hom geprys, hulle het hom geloof, hulle het hom aanbid. En handomslag verander die gesindheid van hierdie mense, en hulle skree, geef ons Barnabas, kruisig Jesus. Moes moeilik gewees het om dit te verstaan. Dit klink tog bekend in ons samelewing. Ons praat vandag oor dieselfde ding. Môre kan jy nie glo dat julle gister gepraat het en saamgestem het, vandag loop jy en kyk jy na 'n ander rigting. Dit klink bekend hoe jy goed oor die weg gekom het op 'n stadium, maar vandag kom jy nie oor die weg nie. Is dit? Dit klink bekend. Dit klink bekend. Maar selfs vir dit het die Here 'n prys betaal. My liewe vriend, ek wil klaarmaak. Mens kan ure praat oor hierdie kruisigingstydperk. Jesus gaan nie deur. Toe daar iemand gesoek was, was hy gewillig. Nou kan ons met vrymoedigheid hierdie lied sing. He was wounded for our transgression, bruised for our iniquity. The chastisement of our sins was upon his shoulders, and by his stripes we are healed. Ons kan vrymoedigheid nou sing. Only the blood of Jesus has washed us whiter than snow. Ons kan, halleluja, selfs die Afrikaanse gedeelte van hierdie lied met vrymoedigheid sing. O, die bloed van Jesus het ons witter gewas as sneeu. Halleluja. Luister my liewe vriende, Jesus het nie verniet hierdie pynigingsproses, hierdie verdrukking deurgemaak nie, hierdie vernedering deurgemaak nie. Hy het het hy hierdie prys van vernedering betaal. Selfs toe hy die kruis moet optree. My God,
het hy nie geweier. Sy liggaam was uitgemergel. Daar was geen gesonde plek op sy liggaam gewees nie. Sy liggaam was bruised, was verbrysel, was week, halleluja. Hulle bloed het uit sy liggaam uitgestroom, maar uit het hy hierdie vernedering, hierdie pyn het hy verdra, sodat daar vir ons verlossing kan kom. Hierdie week word gekenmerk, halleluja, waarin ons weer net reflect, net weer dink, was dit nie vir hierdie prys wat Jesus betaal het nie, sou ons nie hier gewees het, vandag nie, ons sou nie sy naam aangeroep het, en hom eer gegee het nie, ons sou nie gepraat het en getuig het, van die Messias, wat gekom het, om vir ons te sterwe nie. Sy gebeurtenis, hierdie gebeurtenis, my liewe vriende, het vir ons 'n deur van vryheid oopgemaak. En nou kan ons sê, halleluja, ons is vry, gekoop nie deur die bloed van bokke en stiere nie, maar ons is vry gekoop deur die bloed van die lam. Hy het ons krankhede, het op hom geneem. Nou het ons vryheid, ons het genesing tot ons beskikking. Ons het verlossing tot ons beskikking. Ons het, halleluja, bevryding tot ons beskikking. Hierdie Here het elke faset in hierdie aarde wat ons sou uitkry as sonde, het hy voorbetaal. Geen mens sou dan na sy kruisdood weer nodig het om 'n prys te betaal nie. He has paid that price in full. My liewe vriende, ons moet die Here innig dankbaar wees vir 'n prys wat hy betaal het. Amen. Dat het nie vir hom gegaan oor homself nie, want Jesus kon homself van die kruis afgehaal het, maar het gedink aan my en jou. Dit was ter wille van my oortredinge. Dit was ter wille van my ongeregtigheid. Die lied sê my sonde was so baie, maar deur sy wonde, halleluja, het daar genesing gekom. Mag hierdie woord u vanaand weer stimuleer. Mag hierdie woord weer eens 'n wakkerheid in u opbring, dat ons sal reflect, dat hierdie prys was nie verniet betaal nie. Hy het nie verniet hierdie prys betaal nie. Ons is die beneficiaries van wat Jesus moes deurgemaak het. Nou kan ons nie meer loop met hierdie binding op ons lewe nie, want vir alles, elke sonde in hierdie aarde, het Jesus 'n prys betaal. Mag die Here u seën, mag die Here u handhou, mag die Here ons weer by die punt uitbring, dat die kruisdood was nodig. Die vloei van die bloed as offer was nodig, sodat ons bevryding kon kry. Die Here seën sy woord tot ons harte. Mag jy 'n geseënde nag hê, maar soos wat ons oploop na die kruisiging toe, laat ons elke dag in hierdie week net aan God eer gee en sê, Here, dankie vir die prys wat u vir my betaal het. Halleluja. As u nog nie vriendskap met Jesus gesluit het nie,
Moenie hierdie geleentheid verbygaan nie. Moenie toelaat dat die vyand jou manipuleer en vir jou sê, ag wat, dit was nie regtig waar nie. Luister jy, as dit nie waar was nie, sou ek nie hier gesit het nie. Hy het aan my gedink, en net so dink hy aan jou. Mag die Here vir jou seën, en mag die Here vir jou genadig wees. Halleluja. Kom ons dien die Here met blydskap. Die Here seën u. Amen.